Goeiemôre aan elkeen en hartlik welkom by hierdie baie spesiale buitengewone erediens van woord en lied op hierdie spesiale Vadersdag, 'n baie geseënde Vadersdag vir u elkeen en mag u bly u rol vol staan in die lewe van die gesin en ook vir hulle die anker wees wat hulle stewig hou en die kompas wat vir hulle die pad wys. Ons is baie bevoorreg om vanoggend vir Ryan Walt en Steven Sterling hier by ons te hê. Baie welkom. Ook Ryan se vrou Lizet, is regtig 'n voorreg om julle hier by ons te hê vanoggend. En ons sien uit daarna om saam met julle ook in die geloof te groei. Broers en susters, ons is baie keer bang om te getuig oor ons geloof of binne ons kerklike tradisie voel dit baie keer vir ons soos 'n vreemde ding. Maar die Bybel leer ons is 'n opdrag, dit is 'n imperatief, dis iets wat moet gebeur. Ons moet oor die wonderdade van die Here getuig. Ons moet getuig van hoe hy ons as gewone mens tot buitengewone dinge roep en ons die krag gee om dit te doen ook. En dis juist waaroor vanoggend gaan ook, dat ons waarlik ons roeping sal vind, dat ons getuienis oor wie Jesus Christus is lewend sal hou, maar bo alles dat ons ook saam met mekaar op hierdie spesiale dag in die geloof sal groei. Ek lees 'n pragtige gedig van iemand wat skryf: hoe sal ek dan na die Here toe kom? Met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne van stof, wil ek voor u kom sit. Met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en my krom, met my honger en my dors, so sal ek na u toe kom. As ek kom om te juig en met 'n dankbare hart kom getuig, en in stilte en nederigheid voor u kom buig, so sal ek na die Here kom. Kom ons begin hierdie diens met die toetrede lied Vlam 112. Ons sing dit hartlik saam, u bly staan vir die seëngroet van die Here en dan sing ons ook die lofsang uit Gesang 200 hartlik saam. In die woord van die Here staan daar: die wat by hom skuil, word nie verstoot nie. Die wat hom soek, word nie verlaat nie. En die wat hom dien, word nooit in die steek gelaat nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
pilaar van krag. Pa, jy's nie net 'n man in 'n huis, maar 'n vesting van vrede. 'n Stil gebed se reis. Met hande vol eelte, maar 'n hart vol lig, staan jy stil en sterk, al sien niemand jou strydgesig. Jy bou nie net mure nie, jy bou ook drome. Met raad en met stilte, met liefde wat stroom. Jy dra meer as gewig, jy dra ons hoop, selfs as jou eie voete gly op die groot lewensloop. Jou geloof is 'n skild teen die donkerse pyl, jou woorde 'n anker in die storm se styl. Jy gee sonder vra, jy werk, want jy weet 'n pa se liefde lê nie in wat hy sê nie, maar in was hy daar. Jy's nie perfek nie, maar jy is teenwoordig. En dit maak jou heldhaftig, eerbaar, ewig waardig. So dankie Pa vir elke dag wat jy kies om lig te wees, om liefde te wees, om Pa te wees, soos ons Vader jou geroep het om te wees. Terwyl jy so bly sit, kom dat ons saam bid. Almagtige God en Hemelvader, ons is dankbaar vir hierdie oggend wat U nuut tot ons lewens bygevoeg het, en dat ons die voorreg het om in U teenwoordigheid te mag wees. Here, ons is veral dankbaar vir die goeie gawes wat ons uit U hand ontvang, vir versorging, vir liefde en vir die bystand, ongeag die onsekere omstandighede van die lewe. Here, vergewe ons waar ons so dikwels ons eie kop volg, en dalk self ons rigting in die lewe wil bepaal, of dalk waar ons net U goedheid miskyk. Help ons om nie net vir onsself te lewe nie, maar ook na die mense rondom ons te kyk met oë vol liefde, begrip en deernis. Bewaar ons van woede, haastige en onvriendelike woorde. Here, soms oorweldig hierdie wêreld met al sy eise ons, en voel ons die onstuimigheid van alles wat rondom ons gebeur ten diepste. Mag U duidelike leiding altyd vir ons beskikbaar wees, wanneer ons by sulke kruispaaie in ons lewe kom, en moet besluit waarheen volgende. Mag die keuses wat ons vandag maak altyd in ooreenstemming met U wil wees, en mag dit ook vir ons môre en oormôre in ons lewe blydskap bring. Ons loof U vanoggend opnuut, Here, vir die versekering dat ons U kinders is, en dat daar niks is wat ons van U liefde kan skei nie. Here, gee dat ons elkeen U in alles sal bly soek as die bron van ons geloof, ons krag en ons hoop. Skenk aan ons dankbare harte, onbeskryflike genade om elke lewensdag voluit te leef. Versterk ons nou deur elke woord en lied, en voed ons siele alleen met U waarheid. U naam ter ere. Amen. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp alle geheime, besit alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan benoem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, bly nie oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verduur alles. Liefde val nooit nie, maar profeseë dit sal tot 'n einde kom, of tale dit sal ophou,
of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik. Maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is, ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nadat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimnisvolle beeld en betekenis, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Welkom broers en susters in die huis van die Here. Loof en prys God met fluitinstrumente en sang. Ek is Ryan Wald en met my fluitspel gee ek eer aan God. Ek is Steven Sterling en met my sang besing ek die Here se grootheid. Ons musiek vertel van hoop, geloof en liefde. Soli Deo Gloria. Hartlike goeiemôre broers en susters, welkom in die huis van die Here op hierdie pragtige Vadersdagoggend. Dankie doen Marius, dankie vir almal wat ons hier gekry het. Ons begin met Gloryland en in elke liewe noot word die Here se grootheid besing. Hier dit saam met my.
Amen. Amen, broers en susters, die pragtige Gloryland. En my naam is Ryan Walt. En gewoonlik wil hulle by my weet, nou waar op dese aarde het ek groot geword. Nou, ek het hier by die maag so 'n bietjie groot geword, en hier by die boude so 'n bietjie groot geword. Hier's 'n lekker ete, die mense bederf ons. Julle kan nie glo nie, en dit is die wonderlikste ding van Vadersdag. Daai biltong wat vir jou gaan wag as jy by die huis kom. Ek weet sommer, daar by my huis ook, daar is so groot pak, ek sien al in my geestesoog, daai groot pak biltong. En weet julle wat ons mans deel altyd? As hulle daai pakkie weggooi, is dan mos sulke krummeltjies wat in die foutjies wegsteek. En ons gee dit vir die mense wat dan die pakkie vir ons gaan weggee, of gaan weggooi in die asblik. So, dis nie dat ons suinig is nie, ons geniet daai bederfie. Nou, hulle wil by my weet, hoe het ek nou besluit om deur 'n spul riete asem te haal vir 'n lewe? Hoe maak 'n mens die Here se naam groot met 'n paar dooie riete in jou hand? Ek was 'n klein ouetjie gewees, so in graad 1, toe het ek gehoor hoe speel George Zamfir die panfluit. Mense, hy het 'n lied gespeel wat hom wêreldbekend gemaak het. Die lied se naam was The Lonely Shepherd, mooi geestelike lied. En ek het so in my ma se arm gestamp en van gesê, eendag sal dit my droom wees om die instrument te kan speel. En die jare het toe gekom en verbygegaan, en eers in my matriekjaar, so 'n paar jaar gelede, toe loop ek my toe vas in die panfluit en ek sê vir haar, vandag is die dag. Koop vir jou geliefste juweelseun 'n panfluit. Maar kyk, dadelik dink sy aan al die verskonings wat daar is. Jy het nou al alles probeer, sê sy. Hoogspring, verspring, sing, swem, rugby, cricket, voortrekkers, wayles, alles vergeet het. Jy kry nie 'n panfluit nie. Maar kyk, ek kan aanhou, nee. Sy koop toe die heel goedkoopste ene, en daai aand maak niemand 'n oog toe in die huis nie. Dit klink verskriklik. En hulle besluit, kyk, daar's fout met die ding, hulle moet die duurste ene gaan koop.
en presies dieselfde klank kom uit die duur ene en die goedkoop ene. Maar ek was so dankbaar geweest vir hierdie instrument, dat ek hom nooit neergesit het nie. En daar's niemand wat lesse gee nie, en na 4 maande se oefen, gee ek my heel eerste uitvoering, en ek speel hierdie lied, en voor ek hom klaar maak, kry ek 'n staande ovasie van die gehoor, van blydskap, dat ek klaar is, so sleg het dit geklink. Toe kom ek agter, kyk, jy gaan nie sommer die ding net reg kry nie, daar's so iets wat hulle noem deursettingsvermoë, harde werk, en daar het 'n saadjie op vrugbare grond geval, en ons het dit nat gemaak met baie oefening, en so rukkie terug, het ek die 22ste album vrygestel. Hoekom vertel ek julle hierdie hele storie? Want dit is waaroor die musiekbediening vir my gaan. En in die volgende lied wat ek vir julle doen, daarna kom die openbaring van die storie wat ek nou net vertel het. En die lied wat ek vir julle wil speel, is die einste Lonely Shepherd. Ek en my broer Steven het die geleentheid gekry om in 2019 4 uitvoerings te gaan gee in Israel. Ons weet wat op die oomblik daar gebeur, en is oorlog en allerlei dinge. En terwyl ons daar is, gaan ons deur Jerigo, deur die dorre woestyn, waar daar niks groei nie. Mense, dit is letterlik soos wat hulle in die Bybel skryf, daar gaan niks aan nie. En ek sê vir Steven, ek wil graag hierdie musiekvideo skiet, binne in Jerigo, hier waar ons staan. En weet julle wat, die Here se nabyheid het ek gevoel in elke korreltjie sand, wat daar was. Dit was 48 grade daai dag in die woestyn. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek wil graag hierdie lied met julle deel, want dit voel letterlik vir my soos 'n engelekoor van note wat by mekaar gesit is. Geniet dit saam met my.
lied vir my, dit is my gunsteling lied, The Lonely Shepherd. En so mooi soos wat daai laaste noot is, kan ek hom net so lank hou. En dan raak my asem klaar. Maar weet julle, ons liewe Vader se asem van liefde en genade is oorvloedig. En dit sal vir altyd bly staan. Dit hou nooit op nie. Nou die dag kom my dogtertjie na my toe sy nog 'n dogtertjie was, graad R. Haar's bekkie en alles. En my pa staan aan die kant, ek hierso en sy sê, pa, ek wil vir pa en vir oupa iets vertel vandag. Ek het dit geleer vandag in die skool. Ek is 'n soldaatjie vir Jesus. En dit maak nie saak hoe groot ek is. En hoe klein is ek, maar kyk, sy wys so met die hand. Ek is kosbaar in Jesus se koninkryk. Ek is 'n soldaatjie vir Jesus. En ek sien die 3 generasies, my dogter, ek wat nou 'n bietjie ouer is, en my pa wat aansienlik ouer is. En ek kom agter, kyk, dit maak nie saak of ons groot of klein is nie, ons is diensbaar in Jesus se koninkryk. En ek is besig om voor te berei, ek staan met die panfluit voor my, ek kyk na die klein pypies, ek kyk na die groot pypies, en hulle is almal kosbaar op hierdie instrument. Haal ek een uit, kan ek niks doen met hierdie instrument nie. En die lied wat ek vir julle wil speel is vir ons baie kosbaar, veral vandag, vir Vadersdag, voor ek daarby kom. Staan ek met hierdie instrument, en ek kyk na hierdie klomp dooie riete, en weet julle wat, so mooi soos wat groen riete daar buitekant groei, kan ek met hulle niks maak nie. Hulle moet fisies doodgaan, dan kan ek hulle mooi sny, 'n panfluit bou, en ek kan wind oor dit blaas, sodat dit 'n mooi klank maak. En ek kyk na die simboliek, en dit vang vir my dadelik. Soveel keer, dan voel ons dood in ons harte, en ons dink ons is nie kosbaar in Jesus se koninkryk nie. Maak nie saak of ons groot of klein is nie. Jy voel dood in jou hart. En die Here sê, kom na my toe, waar die lewende water is. My asem sal oor jou gaan. Jy sal die mooiste klanke maak in my koninkryk. En sy asem raak nie klaar soos myne nie. Ek as musikant, ek as dienaar, ek as sondaar, my asem raak klaar. Hierdie lied was ons dad se gunsteling lied. Ek en my broer Steven, ons is regtig boeties. Ons lyk glad nie dieselfde nie. En daar's 'n groot rede daarvoor. Ek het in die 7 vetjare groot geword. Hy het in die 7 maarjare groot geword. So daar's 'n redelike van 'n verskil. En ons word na dieselfde funksies toe genooi, en hy's soveel maarder as ek. Ek vra nou dag vir hom, hoe kry jy dit reg om soveel maarder te wees? Mense, hy kom met so 'n stupid verskoning. Ag, ek vergeet om te eet. Nou, hoe vergeet 'n mens om te eet? Ek wil dit raak sien in my lewe. Tydens COVID het ons pa verloor. So elke Vadersdag soos vandag, dan maak dit 'n ou se hart so bietjie seer as mens. Al die liefde wat ons ontvang het as kinders in jou hart onthou. Die lied se naam is Halleluja. Ek dink Dominee Marius het so 'n paar note gespeel op die klavier vanoggend. En dit is so 'n mooi lied. Sy gunsteling, ons speel dit graag vir julle. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the 4th, the 5th, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the Holy Ghost was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. I know that there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot at somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a call and it's a broken hallelujah. In Salzburg in Oostenryk is 'n kathedraal wat 3 brons deure gehad het, waardeur mense die kathedraal kon binnegaan. En op elke deur was daar 'n bepaalde simbool aangebring en onder elke simbool 'n woord. Ook aan die deur op die regterkant was daar 'n groot skild gewees. En onder dit het gestaan geloof. Ook aan die deur aan die linkerkant is daar 'n groot skeepsanker aangebring en staan daar die woord hoop. En ook aan die middelste deur, wat die grootste deur van die 3 is die simbool van die kruis aangebring en staan daar geskryf liefde. Geloof, hoop, liefde, 'n skild, 'n anker en 'n kruis. Iets wat nie net op daardie deure staan nie, maar eintlik ook in die harte van elke gelowige gegraveer behoort te wees. Geliefdes, hierdie 3 dinge, geloof, hoop en liefde, volgens 1 Korintiërs 13, behoort altyd in 'n gelowige se lewe teenwoordig te wees. Want is dit wat op die ouene vir jou 'n deur tot ware lewe oopsluit, maar jou ook staande hou in die uitdagings van die lewe. Paulus skryf hierdie brief juis omdat hy bang was dat die Christene in Korinthe soos verkleermannetjies geword het. Net soos 'n verkleermannetjie het hulle met die omgewing waarin hulle geleef het begin saamsmelt. Dit wat aan die buitekant van hulle lewe gebeur het, het so groot invloed gehad op dit wat aan die binnekant van hulle lewe gebeur het, dat hulle naderhand daarmee vermeng geraak het en daarin verlore geraak het.
Hulle het verkeerdelik gedink dat indien hulle wil oorleef, moet hulle saamsmelt met die roekeloosheid van die wêreld waarbinne hulle leef, eerder as om uit te staan. En die gevolg hiervan was, hulle vrees het hulle begin oorweldig. Hulle waardes het verlore geraak. Hulle geloof het begin vervlou en die verdeeldheid wat daar was, het al hoe groter geword. Die slegte dinge aan die buitekant van hulle lewe het so 'n negatiewe invloed op die binnegeestelike deel van hulle lewe gehad, dat hulle begin hoop verloor het. Hulle vrees het sterker geword as hulle hoop, hulle twyfel groter as hulle geloof, hulle haat het meer geword as die liefde wat hulle uitgeleef het. En is dan op hierdie punt waar Paulus vir hulle skryf en sê, ware Christene smelt nie saam nie. Ware Christene is geroep om uit te staan. En die rede hiervoor is omdat hulle een geword het met die liggaam van Jesus Christus. Hulle kan nie een word met 'n slegte, wrede en onetiese wêreld waarin hulle leef nie, want in en deur Jesus Christus het hy hulle deel gemaak van sy liggaam, het hulle deel daaraan gekry. En omdat hulle deel geword het van die liggaam van Christus, neem die Heilige Gees beheer oor hulle lewe. Om hierdie rede sê Paulus, moet dit anders in 'n Christen se lewe wees. 'n Christen behoort anders te dink en te doen en te sê as wat die wêreld dit verwag. Jy kan mos nie met die boosheid van die wêreld saamsmelt as die een wat jou beheer, die een wat in beheer van jou lewe is, jou juis roep om uit te staan en anders te lewe nie. Maar dalk ontstaan die vraag dan onmiddellik, hoe kry 'n mens dit reg om anders te lewe? Hiervoor sê Paulus in hoofstuk 12, dat God ons deur sy Gees toegerus het met 'n klomp gawes wat uniek is en van mens tot mens verskil. En jy moet alles in jou vermoë doen om hierdie gawes so te gebruik, dat jy kan word wat jy reeds in Jesus Christus is, en wat hy jou bestem het om te wees. Presies soos wat ons nou ook in hierdie eerste deel van die musiekbediening gesien het. Die gemeente in Korinthe, maar ons ook, kan nie bloot met die dinge van die lewe versmelt, en dink ons sal geestelik bly oorleef in al die uitdagings wat daar in die lewe is nie. Paulus sê nee, gebruik jou gawes op so 'n manier, dat jou lewe sal vertoon wie Jesus is, en nie sal vertoon dit wat die wêreld is nie. En dis dan wanneer hy by hoofstuk 13 van ons geleesde gedeelte kom, en waar hy 'n baie belangrike perspektief byvoeg. Hy sê al het ons die gawes om alles reg te kan doen, om goed te kan doen, om suksesvol te wees in dit wat ons doen, maar ons het nie geloof, hoop en liefde nie. Dan sal ons op die ou einde in niks slaag nie. En dis juis hier waar die Salzburg kathedraal dit eintlik so mooi vertoon, die 3 beelde op die verskillende deure, die skild, die anker en die kruis. Eerstens moet geloof die skild word, waarmee jy keer dat die aanvalle van buite jou diepste binnekant verwoes en jou geestelike lewe vernietig. Ook in Efesiërs 6 vers 16 vind ons hierdie opdrag baie duidelik. Daar staan, neem bo alles die skild van geloof op, waarmee jy al die vurige pile van die bose kan uitblus. Ons oorwin op die ou einde nie deur eie krag nie, maar sy krag wat in ons werk en in ons woon. En dit hou ons staande ook in ons geloof. Tweedens sê Paulus in hoofstuk 13 dat die gawe van hoop nooit by ons moet ontbreek nie. Dit moet jou anker in elke storm wees. Selfs wanneer jy nie die uitkoms sien nie, wanneer jy nie daardie deurbraak beleef nie en sukkel om verby die storm in jou pad te kyk, moet jy kan hoop hê dat hy jou veilig sal uitkry by die punt waar jy moet wees. Hebreërs 6 vers 19 bevestig dat hoop soos 'n lewensanker moet wees. Bybelse hoop beteken dat ons die algehele sekerheid het dat dit wat God beloof het, sal waar word.
En wat het hy vir ons beloof? Paulus sê hy het beloof dat jy sy kind is. Dat niks jou uit sy hand sal kan losmaak nie. En dat jy in hom en deur hom die ewige lewe het. En dis hierdie hoop waarin jy jou tydens jou storm moet anker. Derdens sê Paulus dat selfs groter as geloof en hoop, moet daar in die gelowige se lewe ook die gawe van liefde wees. Liefde mag nooit ontbreek nie. En hier gaan dit nie oor daardie rooi hartjie liefde nie, maar die simbool op die kathedraal se deur wat liefde voorgestel het, was die kruis. Op Golgotha sien ons wat die bedoeling van onvoorwaardelike liefde is. En vir Paulus is dit die grootste en die heel belangrikste gawe van almal. Selfs groter as geloof en groter as hoop. Want jou geloof kan net sterk wees as dit gebou is op die liefde van Jesus by die kruis. Jou hoop kan net lewend bly solank jy vertrou dat Jesus die een is wat enige storm kan stilmaak en die onmoontlike vir jou moontlik sal maak. En jou eie liefde kan net opreg wees en geduldig wees en vriendelik wees, solank as wat dit gebou is op sy liefde en solank dit is soos wat hy ons liefhet. Met geloof as skild, hoop as ons anker en die liefde van die kruis sal die gelowige dit regkry om anders te wees. Sal ons dit regkry om nie maar net soos 'n verkleermannetjie weg te raak in alles wat daar buite aan die gang is nie, maar sal ons kan stewig staan. Geliefdes, hierdie gawes is nie net iets wat elke gelowige behoort te hê nie. Ek dink op 'n dag soos hierdie is dit veral ook die roeping van elke pa. 'n Vader se roeping is een van geloof, van hoop en van liefde. In hierdie wêreld vol onsekerheid en geestelike oorlog, rampspoedige tragedies wat soms ons paaie kruis, word paas meer as ooit geroep om meer as net beskermers en versorgers te wees. Hulle word geroep om ware geestelike leiers van hulle huise te wees. Nie perfekte mans nie, maar getroue mans wat God se stem in alles probeer hoor. Maak daarom geloof jou skild teen die aanvalle van buite. Anker jou huis met hoop wanneer die storm van die lewe aan jou fondasies kom ruk. Maar maak altyd sy liefde aan die kruis die hart van jou roeping as pa. Moenie so in die wêreldse dinge versmelt raak, dat alles aan die buitekant die mooi aan die binnekant kom verwoes nie. Wees geduldig met hulle foute. Verdra hulle tekortkominge. Moenie lig geraak wees oor jou eie swakhede nie. Wees vriendelik met die woorde, opreg met jou dade. Moenie boekhou van al die verskille nie. Moenie onreg verdra nie. Bly altyd by die waarheid. En selfs al voel die lewe soms soos 'n dowwe spieël of 'n raaiselagtige beeld, versterk jou geloof, verkondig hoop en leef altyd sy liefde. Amen. Baie dankie, Dominee Marius. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag saam met julle dit te kan beleef. Ek dink wat 'n pragtige mooi diens. En ek dink nie ons sal vergeet van die skild, die anker en die kruis nie. Mag ons nooit vergeet nie. Ek wil net van my kant af baie dankie sê vir elkeen van julle wat vir vandag hier so saam met ons die naam van die Here verheerlik en spesiaal op 'n Vadersdag. So baie dankie eerstens vir al julle pappas. En jy weet, wat is die definisie van 'n pappa? Jy weet, dit is altyd 'n ding as 'n kind wat ek nogals oor gewonder het. Jy weet, is dit bloedverwant of is dit nie? So ek weet nie of jy stiefpappas ons hier so het nie. Hoeveel mense ons het hier so in die gehoor wat by homself dink, weet wat, daar's dalk 'n mentorskap wat beter en mooier uitgewerk het as die pappa wat dalk verlaat het. Ek begin dit al hoe meer beleef in my eie lewe, want ek is 'n stiefpappa en dit vat my nou al baie lank om die konsep agter dit reg te kry en sonder die Here se genade is dit baie moeilik om partykeer skoene vol te staan van 'n pappa wat nie daar is nie. Maar ek wil dankie sê vir Ryan dat ek saam met hom hier so kan wees.
Ek gaan nie vandag vergeet om te eet nie. Julle dit sê. Die mense wil weet wie is die oudste tussen die twee van ons. Nou ek kan vir julle met alle sekerheid sê, Ryan is baie nader aan Sassa as wat ek is. En het lyk nie altyd so nie, hy het homself mooi opgepas. En ek sê altyd vir die gemeentelede, ek dink regtig dit is asemrowende instrumente. Dis letterlik waar, nou. So, ons skerts maar so, dit hou ons gegrond. Ek wil vir julle net my gedeeltetjie sê, dat vandag op Vadersdag wil ons, soos wat Dominee Marius ook gesê het, die eer aan die Here gee wat ons Papa in die hemel is. Sonder daardie liefde wat Jesus aan die kruis in Golgotha gegee het vir ons, sal ons dit nooit kan beleef nie. Sou ons nooit 'n kans gestaan het nie, want ons verdien dit nie. Ons kan onsself nie red nie, maar deur die Here se genade is ons gered. Ons wil die eer in sy naam gee. Ek wil dit doen deur die lied wat julle al te goed ken. En as julle voel julle wil saam sing, ewen daar in julle binneste, doen dit asseblief. Die lied is Hoe groot is U. Ek het dit juis gekies omdat ek vandag eer aan die Here wil gee. Want jy weet, vandag is 15 Junie 2025 en dit kom maar een keer. So as jy vandag die kans het om vir iemand te sê ek is lief vir jou, vandag die kans het om vir iemand te sê ek gee om vir jou, en vandag die kans het om te sê, liewe Heer, ek behoort aan U, mag ons nie vergeet om dit te doen nie. En niet saam met my, hoe groot is U? Dan moet ek jy, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klink het saam, hoe heerlik U grootte O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. En dan sê ons, dan moet ek jy, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping blink het saam, hoe heerlik hier U grootte U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koningsheerskappy. En Hy maak weer wat sonde hier geskenk het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek jy, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele
some who heerlijk hier in grote naam. Hoe heerlijk hier in grote naam. Die blote feit dat die Here vir ons op aarde met soveel onvoorwaardelike liefde liefgehad het, gee dit ons die unieke kans, soos Dominee Marius gesê het, om te probeer om dit te emuleer. En om dit self te doen vir diegene wat nie glo nie. Dis baie keer 'n moeiliker taak, want ons is self so onperfek. Om die waarheid te sê is die idee agter ons Christendom is, en ons word dit nogals getoets, is om juis in ons moeilikste omstandighede die eer aan die Here te gee. Ek lees net nou die dag weer die gedeelte uit Habakuk wat sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe en olywe wees nie, as daar geen meer vee in die veekrale is nie. Steeds sal ek my verbly in die Here. Dis 'n baie moeilike ding om te doen, in perspektief te kry daardeur. Maar dit is wat ons doen, want alle eer kom die Here toe. Ek wil vir julle 'n lied saam met Ryan doen, en dit is vir ons 'n eer om dit ook te kan doen. Ek doen dit by elke diens. Want die storie, en ek gaan die storie so bietjie verbuig, net om dit by Vadersdag uit te bring. So dit gaan eintlik oor ons mamma. Mamma Isel het so 15 jaar gelede, toe kry sy kanker. So toe raak ons ambassadeurs vir kanker. En dit was vir ons 'n ongelooflike gedeelte om van deel te wees. Dit is steeds vir ons baie belangrik. Dit is snaaks hoe mens eers betrokke raak, teen die tyd dat dit jou persoonlik raak. Maar hoe dit ook al sy kry toe kanker, en sy het borskanker gekry, en van daar af het ons vir haar 'n lied geskryf. 'n Lied wat praat van hoop, geloof en liefde, ons tema vir die oggend. Ons het 'n laaste enetjie wat ons bygesit het, en dit is hoekom ons hierdie jaar ambities wat ons doen, dit word ons welwillendheidsjaar genoem, waar ons by gemeentes kuier, en al wat ons vir die gemeentes vra, dek ons vervoerkostes, ons wil ons storie kom vertel, en toe Tina en Dominee Marius hoor van die storie, te sê hulle kom maak 'n draai by ons hier in Kreersdorp Oos, wat 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen. Maar ja, so toe skryf ons vir haar 'n lied, die lied staan bekend as Take My Hand, in Afrikaans, Vat My Hand. Dit is die amptelike temalied van ons kankervereniging in Suid-Afrika. Julle ken hulle baie goed as Kansa. En ons het vir haar die lied geskryf, en soos ek sê, dit praat van hoop, geloof, liefde. Dit praat van 'n samehorigheid as oorwinnaarskap. Ons sê vir die mense in die lied, steek jou hand uit na mekaar, die mense wat dit erg nodig het, maar met die ander hand sê ons, steek dit uit na God om te vra vir krag en genade van bo, want sonder dit is dit nie moontlik nie. Sy kry toe vir 'n tweede keer kanker. Sy kry toe inflammatoriese borskanker, 'n baie vinnig verspreidende aggressiewe kanker wat ongelukkig baie vinnig verspreidend is. Maar daardeur gaan sy steeds. Sy kry toe skildklierkanker, van die baie behandelings verloor sy haar skouers, haar maag wat bars, sy word naderhand, soos sy vir my gesê het, 'n gedroggie. Nou om vir julle dit in perspektief te sit, hier kom my pa. My pa sê vir my, hy's nie gemaak hiervoor nie. Hy weet nie hoe gaan ons hierdeur gaan nie. En na al die stories wat gebeur het, het hy probeer prakties dink, soos wat ons mans doen. So ons moet dit so en so, en dan gaan ons daai doen. En nie na 'n paar kankers later sê hy gee op, hy gee dit vir die Here. Sy mag en sy analitiese brein het vir hom gesê, ons gaan dit so doen. En saam sit hy en my ma eendag, en hulle kyk so vir mekaar, droom verlore. En hy sê vir my, een ding wat hy geleer het van kanker, is dit kan jou lewe gee. Ek sê, pa, hoe werk dit? Hy sê, weet jy wat, elke dag saam met jou ma, kan ook my laaste wees saam met hom. Dit was die mooi gedeelte daar wat ek uitgeleer het. Hy het gesê, toe besef hy die kosbaarheid van elke oomblik. Elke Vadersdag, Moedersdag, Valentyns, Kersfees, verjaarsdag, het ewe skielik vir hom nuwe betekenis gekry, want hy het besef, het kan ook die laaste ene wees.
My pa is toe oorlede voor my ma. En my ma is toe net so 'n rukkie daarna ook oorlede met 'n stage 4 longkanker. Maar my ma het vir my gesê dit gaan nie oor hoe lank sy lewe wat saak maak nie, dit gaan oor hoe sy lewe. Kanker het in ons familie ons nader gebring as wat ons ooit kon weet. Ons storie van hoop, geloof en liefde eindig met een woord vir ons vandag. En dit is dankbaarheid vir wonderlike ouers. Look up ahead, stars all around you, the people, the memories of all time, finding new light in the deepest darkness, hope, eternal love to save us all. Take my hand and let's all stand together. Be the heroes, the champions of our lives. Take my hand and conquer fear together. A shining light for all the world to see. Walking this brave journey isn't easy. Getting courage only when you dare to fight the fight. Having faith, believing in tomorrow. Inspire those who are walking it alone. Take my hand and let's all stand together. Be the heroes, the champions of our lives. Take my hand, conquer fear together. A shining light for all the world to see. Celebrating life, living for the moment, caring for each other, believing in God, building on the ones that came before us, and passing on the flame for generations yet to come. Vat my hand en leef as oorwinnaars, kampioene en helde vir mekaar. Vat my hand, oorwin vrees te same, helder ligte vir die wêreld om te sien. Vat my hand en leef as oorwinnaars, kampioene en helde vir mekaar. Vat my hand, oorwin vrees te same, helder vir die wêreld om te sien. Geliefdes, u sal met my saamstem dat ons nie anders kan as om op hierdie oggend waar ons getuig het van geloof, hoop en liefde, ook saam ons geloof te bely nie, want dit is op die ou einde geloof wat die skild word waarmee wat ons moet gebruik om staande te bly teen al die uitdagings. So kom ons staan, dan gaan ons geloof bely. U bly staan vir die slotsang wat ons saam met hulle die oorwinningslied gaan sing, en dan sal ek ook vir ons die seën uitspreek. Kom ons staan. Saam met die kerk van alle eeue doen ons hardop belydenis van ons geloof en elkeen spreek soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode,
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Kom ons sing lekker saam. Loof om prys om halleluja. Om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bystaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons heiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots maak ewig staan. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef je hande op na bo, blaas versyne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord, waarin ons glo, van sy woord sal ewig staan. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Van sy woord sal ewig staan. Kom ons sing hom nog 'n keer, julle. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Van sy woord sal ewig staan. Van sy woord sal ewig staan. Van sy woord sal ewig staan. Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met u elkeen wees. Amen. In die skadu van die verlede, en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy
genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade met elke tree wat ons neem. Laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Wat vruchte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag. Ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel. Ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig. Laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade met elke tree wat ons neem. Laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. En elke storm en elke vreugde, ons vertrou op die Here. Sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sons ondergang. Sal ons sy naam loof, vir ewig dankbaar wees. Laat ons groei in geloof, laat ons